Romeine 11 kleur so 'n mooi prent in van God se karakter en sy liefde vir my en jou. Nou terwille van tyd kan ek nie die hele hoofstuk vandag deurlees nie. So ek wil jou aanmoedig in jou eie tyd, gaan lees deur Romeine 11. Dit is 'n baie komplekse skrif, maar dit is so mooi. Nou Paulus maak 'n vergelyking van natuurlike olyftakke en wilde olyftakke. En sonder om nou te diep in dit te gaan terwille van tyd, wil ek hê jy moet gou dink aan 'n dooie tak. Hy lê daar in die grond, hy kry nie kos nie, hy het nie lewe nie. Maar 'n tak wat aan 'n boom hoort, kry lewe. Hy lyk verskriklik mooi, hy dra vrug want hy hoort aan die groter boom. Nou ek wil hê jy moet jouself sien as 'n tak. En miskien is jy vandag die persoon wat 'n dooie tak is. Jy hoort nie meer in die boom nie. God is die boom. Jy kry nie die kos wat jy nodig het nie. Ek wil jou aanmoedig deur om vir jou te sê, God is in staat om enigiets te doen. Want selfs die dooie takke wat daar in die gras, in die grond lê, kan hy vat, terug aan die boom sit, om weer lewe te kry. Hy kan daai tak in die grond plant, en daai tak sal lewe kry. En dit is nooit te laat om terug te gaan na hom toe nie. Vat dit vandag, maar moet ook nie 'n groot kop kry nie, moet ook nie arrogant word as jy al reeds aan die boom hoort nie. Want God kan jou net so afknip. Met al hierdie, weet net, dit is nooit te laat nie. God is so lief vir jou. En hy, as jy aan die boom hoort, sal altyd vir jou die kos gee wat jy nodig het om te floreer. Jy moet 'n geseënde week hê.